Ok, soos jy sê, ek is vandag bly, is nog kinders hier so behalwe ek en Robert en Joris, excuse. Ek is behalwe dat iets saamgebring. Ek het sy Floris genoem? Is die Piet uitgelaat? Hierdie pop is saamgebring, ek het nie die regte pop eintlik nie, maar ek gaan terugvat na my kinderdae. Toe ek in graad 1 was, die goeie ouste A. Dit is nog in die ou gebou hier so by Hendrik Lou gewees, die ou Kaapse-Hollandse gebou gewees. Toe was daar 'n Amerikaanse buikspreker, wat kom soek afleid, hy het die skool opgetree, en daarna het hy ook by die moedergemeente saal 'n paar optredes gehou. Hy het eintlik sendingwerk gedoen om die jong mense, of kinders spesifiek, dat hulle te praat as 'n buikspreker. En dis ook ek nou die pop gebring het, en dan kan jy nou saam met my maar lag, want ek het 'n bietjie gaan oefen, en ek dink ek is 'n buikspreker. Dis verkeer 'n pop op bygesê. Nee? Hallo julle! Hey, jy stom is in die kerk, jy man. Haai, daar Antie is kwaai. Wat 'n Antie? Daai Antie is kwaai. Hey, dis my vrou waarvan jy praat, hoor. Maar julle ken mos die storie eintlik die pop, né? En dan sê die pop goed so die voorbeeld dan, ek kan waai, ek is nog in die kerk. Nee man, ek moet bly, ek preek, ek kan nie wil waai nie. Ja, ek is moeg, ek kan huis toe gaan. Ja, ek kan huis toe gaan. Nee, moet wacht, ek preek nie eens. En dan bly my stil. Sorry. Nee, jy sal. Sorry. Nee, jy sal stil bly. Sorry. Nee, jy sal stil bly. Sorry. Jy ken die storie, nee. So speel dit in die pop, met die byspreek en die groot pop op die skoot en goed is, nee. En dan lag ons lekker vir die streke van die pop, en die pop wat nou witty opmerkings maak. Nou daardie geleentheid, het hy spesifiek een aand gepraat oor Johannes 14 vers 6. Maar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En as 6-jarige het daardie teks was my aangespreek. En ek het toe, na die tyd gevra was, wie is dat die hart die Here wil gee? Het ek vorentoe gegaan, en my pa, was die een groepie gelei, daar was een van die kamertjies gewees daar, en daar het ek, daardie aand my hart die Here gegee, wat my lewe verander het. So, ons ontmoet vir Jesus, dat ek vir Jesus persoonlik ontmoet, wat het my lewe verander het. En so ontmoet ons allemaal een van die stadium vir Jesus, maar hang of wat jy vir ontmoeting maak natuurlijk ook, wat verder sal gebeur. En ek het so 'n liedjie geoefen, en ek het nou nie 'n backtrack so doen vir die mense nie. En dis die thema van die boodskap van naam kom, Mr. Jones ontmoet vir Jesus. En dit is ook 'n liedjie wat gesing was, toe ek in standaard 6, graad 8 was daar 'n toergroep gewees, die Atlete vir Christus, student van Stellenbosch, en hulle het getoer, binneland toe, en opgetree op verskillende plekke. En een van die liedjies wat hulle gesing het, was die Mr. Jones. En ek het die liedjie daai tyd by hulle gekry. So, dis nou my weergawe, nie professioneel nie, maar is my weergawe daarvan. Mr. Jones, you look so sad. Surely life's not that bad. Die woord is agter papiertjie, né? I'll show you a friend who's real, for he knows just how you feel. He can take your life and change it, your way of living and rearrange it, and he'll make you see
He can do it, for He did it for me. It seems that you don't know which way to go. Things would be so different if you knew who I know. He can take your life and change it, your way of living and rearrange it, and He'll make you see what you ought to be. He can do it, for He did it for me. There's no need for you to go on living this way. Let me introduce you to Jesus today. Mr. Jones, meet the Master. Jesus, meet Mr. Jones. I'll leave you alone. You can talk on your own. And Jesus to you, Mr. Jones. And He took your life and changed it, your way of living and rearranged it, and He made you see what you ought to be, and He did it for you and for me. Yes, He did it for you and for me. Dankie. Nou, op daardie dag het ek toen as ek Mr. Jones die Jesus ontmoet het toe ek so jonk was. En ons almal ken eintlik Mr. Jones. En sien baie van hulle rondloop vandag ook. Daar's mense wat glimlag, maar eintlik is dit 'n gekamoufleerde glimlag. Onder glimlag is pyn. Ons ken hulle. Iemand wat probeer aangaan en voorgee en sies nou die verkeerde geleekant, excuse. Hier is 'n glimlag, maar swaar dra. En Jesus ontmoet mense waar hulle is. Al swaar dra, ons ken sulke mense. Ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. As ons eerlik wil wees, ons het nou almal stap en stoot en pyne. Ek kan dit gebeur, elke keer na die week voor ek preek, dan is daar maar baie challenges in my lewe wat opduik. En ek is bewus daarvan en bid ek daaroor, want ons almal kry verskillende challenges of uitdagings. Ons almal ervaar dit maar. Die realiteit van die lewe is tog, ons belewe verliese, teleurstelling, bekommernisse, pyn, onsekerheid, gebroke verhoudings, as soveel dinge en laste wat ons dra, is tog baie meer as dit. Almal van ons ken dit. Daar's baie mense wat buite rondloop met hierdie pyne, maar wie vertel van dit daarvan? En dis ook die lied wat dan gesing het ook, die liedjie sê ook daarso, Mr. Jones, you look so sad. En kyk maar buite, is baie mense sad is. Dat ek is ons self ook maar sad. Maar Jesus sien mense swaar kry. Jesus het gekom vir verlossing, ja, definitief. Maar ook vir ons vreugde te bring. Nie net vir verlossing nie, maar ja, al twee, baie belangrik. In Mattheus 9 vers 36 staan dan, toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en hulpeloos was. Jesus sien mense raak, hy sien hulle pyn raak. Hy sien mense is swaar, soos die pyn, die vrees, die teleurstelling, die trane wat niemand anders kan sien, die mense intern hy wys dit net nie. En amper sê dit amper soos die pop, hy is geen emosie nie, nee, geestelike mense, die loop die pyn rond.
Dis nodig dat jy self ondersoek doen. Wat ken jy? Ken jy moeilike tyd? Ek glo almal van ons het 'n moeilike tyd soms. Of tyd van spanning. Ek weet iemand het bankeksamens geskryf byvoorbeeld, wat ook maar lekker stresvol was, byvoorbeeld. Daar's al die goed gebeur. Daar's verlies op mense ly. Mense is moedeloos, bekommerd. Ek het voorberei vir vandag se diens. Stres. Gaan ek dit doen, gaan dit werk? Gaan dit eer van die Here wees? Daai tipe van stres is ook ervaar. En as dit 'n worsteling baie keer, en ek het geworstel, moet ek die pop bring of nie, byvoorbeeld. Daai tipe goed, is wonder, is dit nie ding wat ek doen? Dis 'n ligte worsteling, as mense baie ernstige worsteling het, dat die dood in die oë staan, byvoorbeeld. Maar Jesus stop by mense. Dit was sy gees. Jesus stop by mense. Nou, as ons nou kyk verder hierna, ek dink ons moet gou hierna kyk, vir julle vra die volgende. Dink by jouself, ken jy iemand wat tans worstel met iets? Spanning, stres, siekte, moeilikheid by die werk, sê vir jou, wat van jouself? Wees eerlik met jouself ook. Waarmee worstel jy? En dan vat jy jou worstel en sit jy dit in God se voete neer. Of sit jy neer, vat jy dit terug. So wanneer laas, as jy eerlik met jouself, en jy erken dat jy ook struikelblokke het en uitdagings ervaar, swaar kry. Jesus noem mense. Nou, in die liedjie was daar die woorde, let me introduce you to Jesus today. En dis die hart van die evangelie, as jy dan dink, as jy mense van Jesus moet ontmoet. En Jesus wag nie vir perfekte mense, hy wag nie tot jy perfek is nie. Ek weet, daar is godsdienste wat wil hê, jy moet jouself heilig lewe, en dan is jy goed genoeg. Nee, dis wat Jesus in Christendom anders maak. Jesus gekom, so gebroken soos jy is, met jou pyn, met jou sonde, met jou hartseer. Maak nie saak nie. Hy vat jy soos jy is. Hy sê dan ook, in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En nou, net wat dingetjie, baie mense sal dink, maar my pyn of my probleem is dan te klein. Nee, vat die klein goedjies ook nog. Dink maar aan, jy kan selfs as jy in die pad stap en dink aan iets, terwyl jy stap, kan jy met die Here praat. Jy hoef nie noodwendig te gekniel by bed nie. Ja, as dit ook kan doen, maar praat met hom, hy verhouding, bou 'n verhouding met hom op. So, ek gaan vinnig eers vertel wat my gebeur het ook, net om die idee te gee van hoe Jesus betrokke wil wees, God betrokke wil wees by jou as mens. Toe ek 'n student was, in my einde van my eerste jaar, toe ek 'n meisie ontmoet, en ons is totaal lief en verlore gewees, en so in my jongvoorvarendheid het ek nog gedink, dis my trouvrou daai. En op 16 Desember daardie jaar, ek wil op die jaar, maar ek weet hoe oud ek is, het sy toe, ek gaan kuier op Paradijsstrand, so net, die goed is ek met polisie weet af, dis sy afgesê die aand. Nou ja, dus ek nou nie baie goeie toestand nie. Terwyl ek nou die pa se ou series, ou die wat ek gehad het, ek toe van Paradijsstrand af, PE toe. Ek het die YMCA gebly, ek het gewerk by die WNR by die vakantietydperk, en in elk geval, ek rijd daar in politienet in, Ou Kaapse weg, 120 km/h, glad die goed toestand nie, en jy moet 60 ry. En skielik hoor ek net onder die wiele, tak, tak, hy gaat so met die touwtjies nog daai tyd.
my moed so in my skoene en die sweet begin loop. En ek weet, nou gaan ek vanaand in die tronk slaap. 120 gery, 60 km zone. En ek begin om stadige ry reg om afgetrek te word. En toe kom daar by die verkeerskonstabel is, dis besig om metertjies weg te pak. 2 minute voor, ek was nie tronk te aand. Toe sê ek net, dankie Here. En toe ek stadig. Maar dis nie al wat gebeur het nie. Ek het nou, ek was baie te neergedruk, en ek vandag besef ek ook, as ek terugdink, ek was so borderline, kon ek een voet was op piesingskil, en ander voet was amper depressie alreeds. So, ek was baie te neergedruk gewees. Maar van die goed het gebeur, ek die Here gevra, Here, help. Ek het spesifieke goed gevra, en ek sê, Here, help. Nou, ek gaan 'n paar goed noem wat gebeur het. Ek het die een aand gegaan in die Methodiste kerk, so skryf ook die pad van die YMCA. En waar preek die predikant? Dis my eie kerkie, my eie kerk is so bietjie verder weg. Waar preek die predikant? Hoe God en Jesus mense help met die neergedruktheid, depressie. So is wat met my preek daaraan. Jy daar sit. Dis nie al wat gebeur het nie. Ek het nie vervoer gehad, geld gehad, petrolgeld gehad, om van P af Stilbaai toe te ry, my pa vakansie gehou het nie. En die dag, die 23ste, nog met snailmail, nie e-pos, nie snailmail, kom daar 'n brief by YMCA aan. En ek maak hom oop, ek lees. Daar's 'n lift vir my die volgende dag Stilbaai toe, en na die weer terug. Anders sou in die YMCA stoksie neer gesit, en al die vriende is weg. En om alleen te wees, as jy te neergetrek is nie 'n goeie ding nie. Glad nie. Dis nie al nie. 'n paar ander voorbeelde het vinnig genoem. Vriende van ons het my een naweek genooi om by hulle plaas te gaan kuier. In die Bloutyd. Ek het nie so goed iets geken. Is net mede die jaken gewees by die kerk. Nie so goed geken, maar weer eens, is alleen op die eie nie. Dis 'n probleem. En die ander wat my gebeur het, ek gaan, daai tyd was daar die Riekstraat beeskoop gewees, en ek stap toe daar in die beeskoop, as net een persoon voor my neerry. Dit is 'n middagvertoning. En terwyl ek daar staan, daai 2-3 minute wat ek daar staan, kom my beste vriendin van hoërskool, kom sy met haar suster ingestap. En sy is die hele week 5 dividende waar by haar suster, en die suster het 'n boyfriend. En die hele week, kon ek en daar gesels en my gesels, ek kon ook daar uitpraat en goed, want ons het goeie vriende wees op school. En die Here het so dinge op my pad gestuur, en daai so 6 weke, waar hy my ontmoet het, waar hy gesê, hier is ek wil jou hand vat, ek gaan saam met jou stap, jy is nie alleen nie. En so help hy vir mense as ons om toe gaan. En vandag moet ek dankbaar dat ek nie met haar getrou het nie, want ek het 'n baie goeie basketbalvrou gekry. Ek is baie dankbaar vir my vrou wat ek nou het oor. Verloops. Ek wil my shoes geopkry vandag hierso. Okay. Ons almal ken die tyd ons lewens wat ons terugdink wat die Here met ons pad gestap het. Vir my is daar die tydperk, terwyl ek dat deur gegaan het, was dit vir my nie lekker nie. Maar later jare wat ek terugkyk, dan sê ek, wow, kyk wat die Here vir my gedoen. As jy twyfel my pak, sê ek maar, onthou, kyk wat daar gebeur het. As jy gaan kyk wat alles gebeur het daar, dit kan nie net toeval wees. En dit speel vandag nog 'n belangrike rol in my geloofslewe. Daai tydperk wat eers vir my hartseer pyn was, het eintlik vir my 'n oorwinning geword. Jesus nooi vir almal. Net 1 of 2 mense nooi vir almal. Moedelose mense, stikkende mense, mense wat vra, want is mense wat vra, mense wat geval het, mense wat moeg is, mense wat verlore is, almal gered of ongered. Jesus roep.
En Jesus verander lewens. In Johannes 10 vers 10 het hy gesê ook, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. As ons konteks gaan lees, gaan oorvloed en vreugde en vrede en so maar. Ja, hy sê ook, ons het 'n lewe in die wêreld vol pyn en smart. Maar selfs daarin kan jy nog steeds vrede en vreugde vind. En die lied sê ook dan nou, you can take your life and change it, en dit is waar. Hy het nie net gekom om dat enig hemel toe kan gaan nie, hy het ook gekom om ons op aarde vrede en vreugde kan hê. En die vraag is, het jy dit? Het jy dit vrede en vreugde? Wat bied Jesus alles vir ons? Ek het dit genoem, vrede, hoop, lyding, staan jou by, troos, vreugde, 'n totaal nuwe lewe bied hy vir jou. Nie net 'n perfekte lewe nie, ons is in 'n gevalle wêreld, so daar gaan pyn, daar gaan lyding wees, daar gaan swaarkry wees. Maar jy kan ten spyte daarvan nog steeds hierdie dinge beleef. 'n Lewe waar die Heilige Gees jou lei, waar jy ingeskakel is om te luister en te hoor. En dit geef jou lewe dat dit hoop gee. Dit gee jou lewe waar jy sterker kan staan, ten spyte van pyn, lyding en smart en al die dinge. Die Heilige Gees werk in ons, net. In Johannes 14 vers 26 sê ook, vrede laat ek vir julle. Vrede laat ek vir julle. En dit is die Heilige Gees om dat vrede in ons harte te kom bewerk. Nou, ek wil vir julle hierdie verhaal net vertel ook. Ek het nou nie dat my kop het geleer, so hy is op die skerm gegooi. Maar ons weet van die man in Engeland, John Newton. Hy was nie altyd 'n prediker nie. Inteendeel, hy was eers 'n harde, goddelose man gewees, 'n seeman, gevloek as 'n matroos, in ander woorde, gedrink, hy het mense mishandel en nie behandel soos as dit iets werk is, 'n slegte lewe, met ander woorde gehad. Hy het selfs gewerk op skepe wat slawe vervoer het, en mense was hom net geld, is alles omgetel, nie mense nie. Hy het gelag vir geloof, hy het nie belang gestel in God, nie gelag vir Christene, maar eendag het alles verander. Hy was op 'n skip, op die see, toe 'n geweldige storm losbreek. Die wind het geskree, en dis 'n paar weke terug, ons lekker storms hier gehad, dink as jy die see was op 'n skip, en jy kan sulke storms, dan gaan wat benoud raak, nee. Nou, dit was toe wat gebeur het. Golwe het oor die skip geslaan, mans het gegly en geskree van vrees, dit het nog op boord gespoel of seker, in die proses. Die skip het begin sink. John Newton het later vertel, dat hy vir die eerste keer in sy lewe besef het, hy het God nodig. Toe die krisis kom. Toe eers besef het dit. Nie godsdienst nie, nie 'n kerk nie, hy het vir God nodig. En in daardie donker stormnag het hy uitgeroep, Here, wees my genadig. En dit het sy lewe verander. Iets het in sy hart gebeur. Alhoewel die storm nog steeds daar was, en hy begin stil raak en begin vrede vind. En daardie aand was die begin van 'n nuwe lewe. Nie perfek nie, maar die Heilige Gees het stadig sy hart verander. Die man het, wat nie eens mense eers net uitgebuit, hy is net gewoon om mense in die moeilike gebruik en geld maak en so uit hulle uit, hy het begin preek. Dis net 'n handomkeer daar nie. Die man wat eers van God gelag het mense na Jesus begin lei. En toe het hy later die lied geskryf dat almal ken, Amazing Grace. En vandag nog, Hollywood speel, hoeveel keer as 'n begrafenistoneel en movies is, dan is dit Amazing Grace. Dis een van die bekendste liedjies seker in die wêreld. En John Newton het gesê, ek is nie meer die man wat ek eens was nie, en ek is nog nie wat ek behoort te wees nie, maar in die genade van God is ek nie meer dieselfde nie. Dus, die Heilige Gees doen. Hy verander jou. Nie noodwendig omstandighede noodwendig nie, maar hier binnein. So jy kan despite van die storm, kan jy stilte en vrede ervaar en vreugde hê.
Die groot ding is die deur oopmaak, is na hom toe gaan. Dit help nie. Al is jy sy kind, en jy gaan nie na hom toe sê, ek het die probleem, hy wil hê, jy dan gaan. Dit maar as jy self 'n kind het, baie keer, weet jou kind het 'n probleem, maar jy wil die kind moet na jou toe kom. Waar as die kind seker ouderdom bereik, weet jy is beter, maar te wag het nie toe kom, val op die stadium, so aan. God wil hê, jy moet na hom toe kom, hy sien jou raak. Hy staan by die deur, klop, hy wil ingaan. Nou, wat 'n deur natuurlik, jou hart se deur uit vir saak, nee. Dit sluit dinge in jou seer, jou vrees, jou bekommernis, jou hart wat moeg geraak het, moeg van swaar kry, sukkel met geld of ander mense of siekte of wat ook al, sukkel met goed. Enigiets wat jy na God wil bring. Maar die ander kant is ook waar. Hy wil ook deel in jou vreugde en vrede. Dis ook om saam sing en om loofprys deur sang byvoorbeeld. God wil ook daarin deel. So maak die deur oop. So wanneer hy klop, dalk is daar seer. Dalk is daar vrees en bekommernis. Dalk weet jy van mense wat hierdie klop nodig het, of wat horende doof is, hierdie klop hoor nie. Stel jy ons ook uitreik na mense, en mense help, en dis die Hartlandsprojek, so een voorbeeld was dan uitgereik het na mense wat swaar kry en pyn het. En ons moet meer waarde doen. Onthou, Jesus wil nie net 'n verlosser wees nie, hy wil, maar hy wil ook jou vriend wees. Ons het gesê, wat 'n vriend het ons in Jesus? Is hy jou vriend? Of sing jy maar net 'n liedjie om en lekker liedjie is? Waar staan jy? Dat hy wil saam jou stap, hy wil saam jou loop. Wat 'n deur is daar in jou lewe wat jy nog oopgemaak het nie? Is daar nog so 'n deur? Ek wil afsluit met 'n ander liedjie, ook van die toergroep, wat ek daar geleer het. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. Oh, how he wants to come in. Time after time, he has waited before. Now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, won't you let him come in? If you take the step to the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before. Now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, won't you let him come in? Time after time he has waited before. Now he's waiting again to
won't you let him come in? Oh, won't you let him come in? Dankie. Die lied eindig dan ook nou, die eerste lied ook eindig met die woorde van Mr. Jones Meet the Master. Die liedjie praat ook van want you let him come in. Miskien het jy hom in jou hart reeds in terme van verlossing. Wat van ook in jou hart van pyn en lyding en swaarkry. Wat van deel van die vreugdes met hom aan die dinge. Is daar 'n deel van jou hart wat jy nog oopgemaak het met ander woorde, wat jy nog toe aan jouself hou. Jesus sien ons. Jesus sien nog mense. Hy noem nog steeds mense. Jesus verander steeds ook mense. En hy nooi vir jou, vir my. Net Psalm te vat vinnig. Ons almal ervaar goeie tye en ook soms slegte tye. Dit is normaal. God sien dit raak en hy gee om. Hy het sy seun gestuur. Hy het vir Jesus gestuur, sy seun. Hoekom? Vir jou, vir my, sodat ons sy kinders kan wees, maar ook om deel te wees van ons lewens. God is nie God net ver nie, hy wil by jou betrokke wees, deel van jou lewe. Hy nooi ons om alles met hom te deel. Alles. Alles? Of as 'n goed hier wegsteek, of probeer wegsteek. Vrye blare maak het nie toe nie. Ons moet die deur oopmaak. En die Heilige Gees, die gawe van God is, wil in jou kom woon, en jou bystaan, en jou lei, en ondersteun. Hy nooi jou, vir my, vir almal, neem deel aan mense ook na hom toe te nooi. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons sien wanneer ons swaar kry. Dankie dat U ons nog nooi, dat U deel van lewens wil wees. Al kry ons swaar, al is ons baie keer stout, luister ons na U nie, gee ons steeds om, U wil betrokke wees, U wil ons ondersteun, U wil ons help. Maar Here, help ons ook om nie selfsugtig te wees nie, en ook met die goeie nuus uit te leef, uit te dra aan ander mense ook. En as daar iets is ons in ons harte nog terughou, help ons om dit raak te sien, en dit ook na U toe te bring, sodat U werklik deel kan wees van ons lewens, en ons lewens kan wees tot eer van U. As jy vreugde kan ervaar, in spite van swaarkry, as jy vrede kan hê wat U bied, help ons Here. U ken elke van ons harte. En dankie Jesus, dat ons kan sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Here, ons vra dat ons seën almal wat teenwoordig is, van huis toe gaan, soek 'n familie, vriende en hulle geliefdes, dan ons ook in die hande kan stel. Dan ook om almal 'n baie lekker week te hê, geseënde week te hê. Dankie dat U getrou is. Op in Christus naam. Amen.